Baie welkom by hierdie episode van C'est la vie. Baie welkom Gerard. Hallo Dreyer, gaan met jou? Goed, dankie met jou. Dit gaan baie goed, dankie. Ja, hier is ons weer. Het jy 'n lekker naweek gehad? Dit was 'n lekker naweek geweest. Julle het wat noem hulle dit, jong volwassene uitgereende volleybal kompetisie gehad. Ja, ongelukkig. Dit was nou ek het baie uitgesien en geniet 'n stukkie volleybal is altyd lekker. Maar ons het nog steeds baie lekker gaan saam koffie drink almal en saam gekuier. So dit was nog steeds 'n suksesvolle dag as jy my vra. Wow. Ons so gepraat van naweek, ons het gister gesels verder aan ons reeks aangetrek vir die lewe, die reeks wat ons het oor die wapenrusting. En Gerard, jy het gedeel oor die borsplaat van geregtigheid, wat verskriklik klink. Dit is hoe as jy dit vir een van die kinders by die kinderkerk moet sê, verduidelik vir my wat is die borsplaat van geregtigheid. Ja. Dit klink soos iets uit die Hooggeregshof. Soos ek spreek sommer nie goed verkeerd uit hierso. Maar jy het gesels oor dit en hoe ons baie keer die teologie daarvan misverstaan. Want baie vertalings in die Bybel praat van die harnas van vryspraak. Die bekendste wapenrusting liedjie onder die kinders praat ook van die harnas van vryspraak, maar hoe dit eintlik nie die regte gebruik is van die woord van geregtigheid wat ons eintlik moet volg nie en wat dit beteken nie. En wanneer ons verstaan sonder rondom sekere teologie nie reg is, kan dit baie keer groot skade maak. Ons kan baie keer wanneer ons 'n vertaling van iets verkeerd verstaan of die teologie agter dit verkeerd verstaan, kan dit groot skade maak, want hoe jy oor 'n sekere ding glo gaan bepaal hoe jy dit gaan benader. Koos sê baie keer hierdie woorde, jou teologie bepaal jou biografie. Ons teologie word ons fondasie van waaruit ons lewe en keuses maak. Dit bepaal selfs wie ons is. Ja. En ek dink ons kan 'n bietjie meer gesels oor dit. Ja, beslis. Ja, soos jy gesê daar, daai woord vryspraak is nie wat daar staan nie, maar dit is net 'n komponent van wat daar staan as dit kom by geregtigheid. Want die geregtigheidslewe is ook deel daarvan is dat ek vrygespreek is. Nou Paulus het dit briljant gedoen. Weet, hy gebruik 'n regsterm wat nou die woord is wat nou vertaal is as geregtigheid. En hierdie regsterm is 'n soort 'n verklaring wat gemaak is. Sodra as ek nou as 'n regter in die Hooggeregshof, soos jy sê, sal sit, dan en ek sê vir jou Dreyer, jy is onskuldig. Ja. Dan het ek 'n regsuitspraak gemaak en jy is nou reg. Jy kan nou aangaan met jou lewe want jy is nou onskuldig bevind. Nou dis wat daai woord beteken, is 'n regsterm wat vertaal word as geregtigheid. Dekaosune, dink ek is die Griekse woord, dekaosune. Ek weet nie hoe om dit uit te spreek, maar dit is foneties so mens uitspreek. Maar wat Paulus briljant gedoen het, is oral waar hy hierdie woord gebruik hy hierdie woord in 'n relasionele manier. En hoe ek het gister gesê, kom ons sê ek vra vir jou Dreyer, definieer gou vir my 'n troue, 'n huwelik. Ja. Dan is daar die regsmanier om dit te doen. Dit is 'n kontrak tussen twee mense en 'n eed wat afgelê is. Ja. Okay. Dis regsterm. Maar as ek na my vrou toe gaan en ek sê toe vir haar, my liefie, gelukkige huweliksherdenking die dag wat ons die kontrak geteken het. Dit gaan nie goed sit nie, want dit gaan dis 'n huwelik is eintlik daar's 'n relasionele manier om dit te verduidelik ook. Ja. En dit is eintlik die gewigtige gedeelte. En dit is wat Paulus so briljant gedoen het as hy die woord gebruik. Hy gebruik die regsterm in 'n relasionele konteks. So hy laat ons verstaan het, wag. Hier is 'n verhouding. So daai woord beteken om in regte verhouding met God te staan. Ja. Nou, jy het daai wat Koos altyd sê, jou teologie bepaal jou biografie. Dis 'n verskriklike belangrike iets. En veral as dit kom by ons doel in die lewe. Dis seker een van die grootste vrae wat meeste mense vra. Wat is nou my doel? Ja. Hoekom is ek hier op aarde? Dis een van die grootste vrae in die wêreld. Maar het jy ooit so daaraan gedink dat jou verstaan van die lewe is gegrond op jou verstaan van wat gebeur het by die skepping? Daai eerste oomblikke wat die mens geskep is. Nou gister het ek gesê dat vir ons om hierdie woord dekaosune beter te verstaan, moet ons teruggaan na die heel begin van die storie toe.
So kom ons doen dit gou vandag weer. Ons gaan weer terug na die heel begin van die verhaal toe. Dit sê daar in die begin het God. En die woord daar God is die woord Elohim wat meervoud verwys na 'n meervoudsgod toe. Die drie enige God wat daar gesê het, in die begin het God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En sommer hier in die begin van die Bybel, sommer een van die beginwoorde van die Bybel word vir ons 'n prentjie geskets van 'n eindelose, onselfsugtige, liefdevolle eenheid tussen Vader, Seun en Heilige Gees. So in die eerste woorde kry ons hierdie prentjie. En by die oorsprong van die heelal is dit die blou boublokke waaruit alles ontstaan het. En die woord wat daar gebruik, dit is die beeld van wat Shalom is. Shalom, die woord wat ons ken het, ek het groot geword met Shalom as wat vertaal word as vrede. Dit is wat Shalom is. Maar die woordjie Shalom is 'n verskillende permutasies van die vertaling is. Dit is volheid, volledig, vrede of iets met geen tekorte nie. Dit is wat Shalom is. Ja. So as jy 'n legkaart klaar gebou het en jy sit die laaste stukkie in, dan is hierdie Shalom. Hierdie ding wat hier gebou is Shalom. Dit is volledig, daar's geen tekorte aan dit nie. Okay? So dit is die prentjie. Maar so in die oorsprong van die heelal, die boublokke van die heelal was 'n prentjie van Shalom. Hierso is Vader, Seun en Heilige Gees in perfekte eenheid met mekaar en hulle skep hierdie skepping in perfekte Shalom. Maar die leuen, die groot leuen van wat aan Adam en Eva gevluister is dieselfde leuen wat tot vandag toe nog bestaan. En hierdie leuen is eenvoudig daar om ons weg te lei van Shalom af weg. Om eerder jou self te gee vir ander dinge in die hoop want dis wat die leuen probeer dit vir jou verduidelik. Hy probeer vir jou sê, gee eerder jouself vir ander dinge sodat jy die volheid van lewe in daardie dinge kan vind as wat jy dit in God sal vind. En dan gebeur die teenoorgestelde van Shalom. Ek breek nou die legkaart. En wat is dan die woorde wat dit beskryf? Die teenoorgestelde van Shalom is stikkend, tekort, selfsug, woede en jaloesie. Dis die teenoorgestelde van Shalom. Dit is by definisie wat 'n gebreekte Shalom prentjie is wat in die skepping gebreek het toe daai leuen van die vyand ingekom het. Ek wonder baie keer hoe ons sou gemaak het in daardie tyd toe Adam en Eva as ons in hulle skoene was of nie skoene was nie, maar Ja. maar toe hulle as ons ook alles gehad het, geen tekort gehad het in hierdie perfekte wêreld sonder seer en alles voor sonde geleef het, sou ons ook geval het vir daardie versoeking, sal dit vir ons versoeking gewees het. Want dit sê daar aan die begin het God alles goed gemaak en daar was geen tekort gewees nie. En dan kom die sondeval en dan sien ons die hele tyd dieselfde narratief wat gebeur. Die mense dwaal weg van God se goeie plan af, van die sorg wat hy vir hulle het. Want dit is heeltyd God se hart. Hy wil hulle terugbring, hy wil vir hulle gee wat die beste is, hy wil vir hulle sorg. En dan, maar elke keer gaan soek hulle weer vervulling op ander plekke. Hulle is nie tevrede met wat hulle het nie, want hulle glo weer eens die leuen. Nee, daar moet meer wees vir my. Ek soek meer vir myself. Jy het van hierdie hiërargie gepraat, van ons wil gelyk wees aan God. Daar was so 'n gedeelte in Jeremia wat ons lees, waar God deur die profeet met hulle praat, en dan sê hy vir hulle, hy wil by hulle weet eintlik, wat het ek verkeerd gedoen? Wat het ek verkeerd gedoen dat julle voorouers en julle ook nou aanhou wegdwaal, dat hulle nie tevrede was met dit wat ek vir hulle en vir julle gee nie. Jeremia 2 vers 5, wat dit sê, die Here vra, wat het ek verkeerd gedoen dat julle voorouers so ver weggedwaal het van my af? Hulle het afgode gedien wat niks werd is, deur dit te doen, het hulle self waardeloos geword. En dan gee hy hierdie lys van dinge wat hulle verkeerd gedoen het, en hy gee ook die lys van wonderlike goed wat hy verder gedoen. Ek het julle in Egipte ingebring, ek het vir julle gesorg, daar was meer as genoeg om te eet, dit het goed gegaan met julle. En dan in vers 13 wat hy sê, my volk het twee bose dinge gedoen, hulle het my verlaat, die fontein wat lewe gee, en hulle het vir hulle bakke uitgekap, bakke wat nie eers water hou nie. En dan, daar's die hele tyd hierdie idee dat God wil vir die mense sorg. Vir hulle, hy wil vir hulle gee wat werklik goed is, maar hulle bly wegdwaal, hulle bly breek aan hierdie Shalom. Ja, want ons dink by onsself, en dit is presies wat die leuen is. Die leuen is dat dit wat Shalom is nie genoeg nie. En dit wat Shalom bied, is
is minder as wat ek wil hê. Ja. En dit is die leen nog van die begin van die tyd af. Ek sit en wonder ook, is nou al baie daaraan gedink wat jy sê, Dreyer. Jy weet, nou sit jy daar in die tuin van Eden, alles is perfek, alles is, jy het volledigheid van alles, en dan is ons nogal baie keer geneig in onsself, jy weet, ons sal altyd onsself sien as die hero in 'n verhaal. Jy weet, as jy nou net dink aan Ek sou beter gereageer het op Ja, daai ja, ja. situasie, daai tipe ding. weet, Ja. as jy die storie lees van Dawid en Goliat, Ja. né? Jy's Dawid. Jy sal altyd Ja. jouself inlees as Dawid. Jy's nooit in die storie Goliat in jou denke nie, né? Dis maar net hoe ons as mense is. En dis Ja. dieselfde daar. Jy weet, ons sin, ja, as ek nou net Eva was, né, of as ek nou Adam was, sou ek nou nie dit gedoen het nie. Ek sou vir Eva op haar plek gesit het, of Eva of enige Eva sou daar geweet het, hoekom sal sy na 'n slang luister? Maar dis die punt. Dis 'n eksemplaar al klaar van wat gebeur in ons elke dag lewe. Ons dink ons gaan hierdie goed kan veg. Ons dink dit gaan so maklik wees, maar dit is nie, want dit is so in ons wese half om weg te beweeg. Ons wonder die hele tyd, ons glo die leuen wat ons wegtrek van wat Shalom is. En dan breek Shalom. En as Shalom breek, dan is ons hele wese, ek wil Shalom weer terug hê. Ja. En as jy Shalom het, dan wil jy hom weer breek. Mm. Dis die kringloop wat ons die hele tyd het. So, stel jy voor jy kry 'n brief, nou, en die brief wat jy ontvang is van iemand wat jy baie respekteer, soos ek natuurlik. Natuurlik. Maar dis nie net enige brief nie. Dis 'n brief wat ek vir jou skryf op die einde van my lewe. En in hierdie brief gaan ek nou vir jou, ek gee nou vir jou die sleutels tot die lewe. Ek gee vir jou alles wat jy nodig het om te hoor, om hierdie lewe te maak. Jy weet, amper soos 'n brief wat vir jou die geheim gaan gee van wat jy moet kan doen om te bereik wat jy wil bereik in die lewe. Né? En dit is dan natuurlik, as jy daai brief sal ontvang van my af, sal dit een van die briewe wees wat jy baie fyn sal lees. Jy sal seker maak, ek wil elke dingetjie hoor, ek wil seker maak daarvan. Nou Paulus skryf vir Timoteus so 'n brief. Timoteus is sy geliefde seun in die geloof, stuur hy vir hom hierdie brief. En by die stadium is Timoteus in Efese gewees, 'n groot stad wat gegons het met vreemde idees. En in hierdie brief beskryf Paulus die dinge wat hy gesien het, en hy waarsku hy vir Timoteus. Hy sê vir hom, Timoteus, hy sê pas op vir die valse lering wat versprei word deur hierdie skynheilige leenaars van die tyd. Hy sê, daar's sekere van die mense wat gesê is, hulle sê, jy mag nie trou nie, dis sondig om te trou, of jy moet sekere kosse vermy. Dis reëls wat in daai samelewing vertel is as waarheid, en dit klink verskriklik geestelik. Jy weet, dit word nie vertel deur ooglopende bose mense en die okkulte nie. Nee, hierdie is geestelike leiers. Daar's hierdie skynheilige leenaars wat rondloop, wat reg lyk, maar hulle vertel hierdie ooglopende, jy weet, dit lyk na verskriklike geestelike dinge, maar dis baie ver van God se hart af, wat versprei word. En dit is baie verwarrend ook gewees, hierdie teologie wat besig was om te versprei van die tyd, en dit het dan die integriteit van die kerk, wat die pilaar van waarheid is op die spel, as gevolg van hierdie goed wat vertel word. Dit skets vir my amper 'n prentjie van vandag. Jy weet, wat hier, die konteks van hierdie brief wat Paulus vir Timoteus skryf, is amper 'n prentjie van vandag, met al die vreemde idees wat die rond is doen, en die vreemde teologie wat rond te doen, en al die verskillende vreemde reëls en regulasies, vir alles wat kom by geloof, wat aangaan, dit is so 'n eksemplaar van die tyd. En dan al hierdie dinge, wat ons, dit basies, wat stadig maar seker besig is om ons net verder weg te dryf van Shalom af. Ja. Selfs in hierdie dinge wat ooglopend goed lyk. Jy weet, dit is hierdie teologie van die tyd, en dis wat Paulus hier sê, jy moet mooi luister, fyn luister nou, weet, Timoteus, pas op hiervoor, want daar is teologie wat die rond te doen, wat jou teologie bepaal jou biografie, dit gaan jou hele lewe raak, so kyk uit daarvoor, pas op hiervoor, maak seker, want die teologie, as jy dit gaan glo, gaan dit jou wegdryf van Shalom af. En dit is in hierdie amper drukkoker wat Paulus vir Timoteus hierdie brief skryf, en dan gee hy vir hom raad, in 1 Timoteus 4 vers 14, dan sê hy, moet die genadegawes wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profeseë, toe die raad van die ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe. En dan sê hy, Timoteus, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red,
sowel as die wat na jou luister. Paulus, né, hy's geniaal. Hy's Ja. briljant. Hy is so briljant. Want jy weet, ons kan vir ure net elke stukkie van hierdie woorde so na mekaar uitvat en lank daaroor praat. Ja. En weer eens, onthou, dis 'n brief wat hy ons skryf. So Timoteus vat hierdie brief en hy moet hom nou mooi luister. Elke woordjie gaan lees hy. Hy sê vir hom, Timoteus, lê jou op, heelhartig, volledig in hierdie dinge. Met ander woorde, totale absorpsie. Dis is nie 'n halfhartige godsdiens hierdie nie. Nee, hierdie godsdiens wat ek vir jou vertel van en wat ek vir jou moduleer en vir jou wys, dit vra alles. Soos ons sê in Engels, it's all in. Ja. Daar's nie 'n halwe in nie, it's all in. Want dis alleenlik in hierdie plek van hierdie totale absorpsie waar jy weer shalom gaan vind. Nou onthou wat shalom beteken. Beteken volheid, heelheid, regmaak, volledig, niks tekorte nie. Want dis wat soos jy reg gesê het, dis God se hart. Ja. God se hart is oor en oor en oor om te kom herstel, te kom regmaak en vir ons die volheid van lewe te kan gee. So Paulus sê vir hom, hy sê, lê jou op hierdie dinge toe. Leef daarin. So die natuurlik, enige goeie teoloog, enige iemand wat bietjie nou gaan sit en hierdie woorde ter harte neem, as hy daar sê, let op hierdie dinge, wat is die dinge wat hy op let? Wat sê hy? Nou net voor dit is al die dinge wat hy in die vorige verse vir Timoteus skryf. So in vers 7 tot 8, dan praat hy vir hom jou toewyding aan God. Ja. Hy sê so met ander woorde, Timoteus, lê jou op jou toewyding van God toe. Leef daarin. En in vers 12 sê om 'n voorbeeld te stel in wat jy sê, in jou gedrag, jou liefde, jou geloof en jou reinheid. Met ander woorde, hy sê vir Timoteus, practice what you preach. Hy sê moenie een ding sê en iets anders leef nie. Die derde ding is in vers 14 en sê gebruik jou geestelike gawes. Lê jou daarop toe en om vas te staan in die waarheid. Dis die dinge wat Paulus vir hom sê, lê jou toe op hierdie dinge en leef daarin. Hy sê gooi al jou energie in dit, fokus en toewyding in al die dinge, wees heelhartig, totale absorpsie. En Paulus sê toe vir hom, doen dit en vir een rede. Doen dit. Nou as jy nou so 'n brief kry, jy kry nou die brief en hy kulmineer so half op, jy weet daar's 'n spanning wat opbou en raak al hoe groter en groter. Want hier kom nou die antwoord vir jou om weer shalom te kan beleef. Wat moet ek doen? Nee, wat sê dit? Dit sê sodat almal jou vordering kan sien. Nou, dit is vir my die vreemdste, want hierdie gedeelte is Paulus so half, hy gee vir hom doen hierdie en dit sal die nagevolg wees. So jy verwag half amper as jy sê as ek hierdie gaan doen, joh, dan gaan ek gaan 'n goue strate ry, ek gaan 'n kar kry, ek gaan iets wonderlik, al die wonderlike dinge in jou lewe gaan gebeur. Maar die vordering ding klink net so half, dan kan almal sien hoe goed jy is. Ja, soos dat almal jou vordering kan sien. Of spoggerig. Ja, presies. Dit voel vreemd vir my. Dit voel egoïsties as jy daaraan dink. So is dit werklik die nagevolg van die stelling wat Paulus daar maak. So Paulus, hier moet 'n probleem wees. Wag. Dit kan nie wees dat al hierdie dinge moet gebeur sodat die mense net kan sien nie. En die antwoord daarop is dit werklik dit wat Paulus sê? Ja. Maar dit is nie so oppervlakkig soos wat 'n mens mag dink dit is nie. Want net die volgende vers breek dit vir ons oop. Hy sê, let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, wees heelhartig, totale absorpsie, want dis natuurlik die dinge wat mense gaan sien. Mense gaan na jou lewe kyk en sien hoe jy leef. Hy sê, want, deur om dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Ja. Nou hierdie was vir my fascinerend. Hy sê vir Timoteus, leef bewus van jou lewe, leef bewus van die genade daarvan, en leef dit heelhartig, want daar is 'n nagevolg vir dit, vir jouself en vir ander mense. So, wanneer Paulus praat van die borsplaat van geregtigheid, dan sê, wag, dit is natuurlik om jou eie hart te beskerm. Ja. Maar hier gaan dit verder en sê, wag, dit het ook 'n invloed op ander. Ander mense is ook hierso deel van hierdie die equation, soos hulle sal sê in Engels. Met ander woorde, hierdie wat Paulus van praat, gaan nie daarom net om goed te lyk nie, sodat die mense jou vordering kan sien nie. Nee, daar's redding in so 'n bewuste lewe. Vir jouself
en verander. En dit is wat hy vir Timoteus probeer sê. Timoteus, hierdie wat ek nou vir jou vertel, dit sien 'n mens nie in die ander ouens wat hier so leef nie. Dis nie die ander ouens wat leerstelling het leef nie. Ek hou daarvan dreig om te kyk na sekere patrone in die Bybel. Die Bybel is 'n wonderlike, absolute fascinerende boek van hoe die Bybel met mekaar praat. En ek weet jy iewers daar was 'n prentjie gewees 'n tydjie terug wat ek op die internet gesien het van al die boeke in die Bybel wat so in 'n grafiek gesit is en bo van al hoe alles gekonnekteer is, ja. Alles met mekaar praat, né? En ek weet nie of dit nou 100% akkuraat is nie, ek weet nie, ek kan nie sê nie, maar ek kan dit amper sien want ek hou van hoe die Bybel amper met mekaar praat en hoe die stories wat oor dekades en eeue geskryf is met mekaar by mekaar uitkom. Ja. Nou die woord wat Paulus hier gebruik, as hy praat van om te red. Nee, want daai gedeelte wat hy sê, let goed op jou lewe en jou leer volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red en ook sowel as die wat na jou luister. Nou daai woordjie red, is die Griekse woord sozo. Nou sozo is dieselfde woord wat Jesus op 'n paar geleenthede gebruik het, onder andere as hy mense genees het. Dan sê hy, jou geloof het jou gered, het jou gesozo. Ook toe Jesus sy missie op aarde kom deel het, toe sê hy, die seun van die mens het immers gekom, Lukas 19 vers 10, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red vir die wat verlore is. Hy het kom soek en te sozo vir die wat verlore is. Ja. Ook toe Jesus gesê het, maar wie tot die einde volhard sal gered word, sal gesozo word. Nou net so shalom, beteken die woord sozo baie meer as om net te red. Die woorde is altyd baie meer genuanceerd. Dit beteken, sozo beteken om te verlos, te genees, om heel te maak, te bewaar, of om tot veiligheid te bring. Ja. So hoor jy dit, om heel te maak, heel te maak. So wat het gebreek in die begin van tyd? Die begin by die skepingsverhaal, was daar iets wat gebreek het. Was shalom wat gebreek is. Shalom wat volheid beteken, volledigheid. En dit is gebreek daar. En is asof hierdie woord, sozo, wat sê dit, wat hier gebeur, hierdie redding, is om terug te kom na shalom toe. Die volheid, volledig, daar's niks tekorte nie. Paulus sê in hierdie brief vir Timoteus, Timoteus, jou toewyding, jou sigbare groei, is direk gekoppel aan die verlossing van jouself en diegene wat luister en wat na jou lewe kyk. Hulle luister na jou woorde, en hulle kyk na jou lewe, en dan sê hulle, kom daai goed by mekaar uit, want dit is direk gekoppel aan dit. So Paulus sê vir Timoteus, Timoteus, ek en jy is as te ware medewerkers om 'n shalom te herstel. Ja. Ons het nodig, dit is ons werk. So ons woorde en ons dade moet by mekaar uitkom. En as jy nou weer eens gaan kyk na wat ons gister van gepraat het, wat geregtigheid aan betref, is dit ook presies wat dit beteken, dat my woorde en my dade, dat ek geregtigheid sal leef, sal doen. Dit het so baie al gebeur in die lewe, dat geloof raak so abstrak en net vol idees, dat dit net hier in ons kop is. En dit raak nie my elke dag loop en leef van my lewe nie. Ek dink ons is nie gemaak om in elk geval met ons lewe te leef in hierdie boksie wat weggesteek is. Ons moet besef dat dit is nie. Of jy nou 'n goeie lewe leef of jy 'n slegte lewe leef, daar is mense wat jou dophou. Mense kyk daagliks na ons lewens en hulle gebruik dit as 'n voorbeeld vir hulle eie keuses. Ja. As 'n inspirasie vir hoe hulle moet leef. En wanneer ons in daardie shalom leef, dan is dit baie keer iets wat hulle begeer en dit is 'n goeie ding, want dit word 'n uitnodiging vir hulle. Maar ek moet uitvind by jou, hoekom jy die hele tyd hierdie vrede het, hoekom kan jy so met die vrug van die gees reageer op moeilike situasies. Ek sal in hierdie situasie kwaad gewees het, ek sal die verkeerde ding gedoen het. En dat hulle vir ons kan kom vra en ons kan hulle verwys dan met ons lewens en sê, maar dit is omdat ek elke dag die wapenrusting aantrek, is omdat ek elke dag die Here uitnooi om die meester van my lewe te wees, is omdat ek in hierdie vertikale verhouding met hom leef, dat ek in 'n horisontale verhouding met ander mense kan leef en met hulle kan gesels en kan deel uit my lewe uit. Dis iets wat ek nogal baie met ons jong mense ook deel. As ek vir hulle sê, wees versigtig in die goed en die sleg hoe jy leef. Ja.
om vir ander mense 'n voorbeeld te wees, want jy besef nie hoe baie mense hou jou dop nie en jy is 'n lopende verteenwoordiger van Jesus. Ja. Dit wat jy sê, mense gaan nie wees soos o, daai persoon. Okay, soms natuurlik hulle gaan wees soos daai persoon het hierdie slegte ding gedoen. Maar wanneer jy 'n erkende Christen is wat hardop dit verklaar dat jy glo in die Here en dit staan op jou Instagram en al daai tipe goed, dan gaan mense sê ja, maar kyk daai Christene. Ja. Kyk daai leiers van julle kerk hoe hulle maak. Kyk en om te besef dat jy het hierdie verantwoordelikheid om te sê dat my aksies wat ek my keuses wat ek nou maak, die aksies wat ek uitleef, het nie net 'n effek op wat mense van my dink, dit het nou 'n direkte effek op hoe hulle na Christene kyk, hoe hulle na kinders van die Here kyk. En ek moet dit besef. Ek moet besef dat my geregtigheid wat geskenk is deur God aan my, maar hoe ek dit nou uitleef, kan in daardie manier 'n invloed in ander mense se redding hê. En die ding is dit is wat ek mal is van hoe Paulus hieroor praat, want hy stuur heeltemal weg van verdienste af. Ja. Want hy stuur weg van hier gaan dit nie oor, jy weet, jy moet nou mooi leef sodat jy dit kan kry nie. Hy sê nee, wag. Hierdie soort lewe red jou en red ander mense. Soos dan so dit, jy weet, om gered te word is nie, jy kan nie as jy die Titanic sink, jy weet, kan jy nie sê ek verdien redding, so jammer, jy kan nie op die reddingsbootjie klim nie want jy verdien nie redding nie. Nee, almal wat kan gered word gered uit 'n reddingsaksie. Jy word gered deur om so te leef. En ook ander mense, want ander mense trek jy dan saam. So, trouwens, ek weet nie van julle, maar dit is nogal belangrik om ten minste 2 keer 'n dag jou tande te borsel. Ja, dit is nogal belangrik, want jy kry net een stel permanente tande en ek en jy het al baie daaroor gepraat. Dit is verskriklik. Ons moet ten minste 3 stelle tande in jou lewe kry. Dit is snaaks nog iets wat ek ons nou dag vir die jong mense gevra het, sê ons hulle as jy vir die Here nou eendag wat gaan die een van die goed wees wat jy vir hom wil vra. En ek sê dit vir hulle, my vraag is, hoekom kan ons tande nie soos die res van die bene in jou liggaam hulle self herstel nie? Ja. Hoekom is dit die een wat is nee, jou probleem? Ja, ek sê dit is nogal belangrik om jou tande te borsel want jy het net een stel. Maar die ding is, as jy gaan nie sien of weet as ek nie vanoggend my tande nie geborsel het nie. Jy gaan nie weet nie. Jy op die oog af lyk alles normaal. Nee, alles lyk normaal. Jy gaan dit nie op 'n foto sien nie. Jy gaan dit nie in my woorde hoor of ek my tande geborsel het nie gesien nie. Maar met tyd gaan jy dit begin ruik. En ek weet dit is 'n verskriklike beeld. Ja. Ek weet jammer daaroor, maar dis die waarheid. En almal is nou ewe skielik baie bewus van hulle asems terwyl hulle daar in die groep is. Almal wat in klein groepe is nou lek nou hulle tande en maar meeste van die tyd is die probleem en dit gebeur so baie. 'n Mens is nie, jy's nie bewus van die reuk van jou eie asem nie. Ja. Jy is nooit daarvan bewus nie. Maar almal met wie jy praat is bewus daarvan. So as jy heel hartig jou tande borsel, sal jy self en almal om jou weet dat jou tande is geborsel. En dit sal sigbaar wees. Met tyd sal dit sigbaar wees, want daar sal 'n aangename geur om jou wees. En dis hoekom dit is nou 'n gebreekte beeld, ek weet, maar dit is wat Paulus probeer sê. Hy sê jy moet in al hierdie dinge moet jy leef, Timoteus. Jy moet dit leef. Dis nie net 'n ding wat op 'n Sondag gebeur nie. Jy kan nie net op Sondag jou tande borsel en verwag teen 'n Vrydag dat jy nog okay gaan wees nie. Dis 'n elke dag ding. Dit is 'n elke dag iets. Jy moet in jou leef en jou leer met hierdie goed elke dag gebeur. En jy gaan 'n invloed op jouself en in ander mense se lewens sien. So wees lig. Wees 'n medewerker van Shalom oral waar jy gaan. Kom ons dryf en werk om te sê ons wil so graag sien dat die volheid en die mooiheid en die goedheid van God, die vrede heers hier waar ons oral gaan. En die uitnodiging wat Paulus vir Timoteus gee en dan vir my en jou ook gee is, gee jou alles vir dit. Gee jou alles vir dit. Trek daai borsplaat aan en gee jou alles vir dit, vir die geveg. En jy gaan sou ervaar, as ook die mense wat saam met jou is. Ek wil afsluit net met hierdie aanhaling van Jamie Orpen Ricky. Hy het gesê, Shalom is what love looks like in the flesh. The embodiment of love in the context of a broken creation. Shalom is a hint at what was, what should be, and what will one day be again.
Where sin disintegrates and isolates, shalom brings together and restores. Where fear and shame throw up walls and put on masks, shalom breaks down barriers and frees us from the pretense of our false selves. Ja. Dis my woorde wat ek wil sê. Baie dankie Gerard vir die deel en ons wil julle uitnooi as klein groep om ook saam te gesels verder oor hierdie tema en wat julle rondom dit verstaan. En baie lekker week vir julle ook verder. Onthou om jou tande te borsel asseblief en dan sien ons julle weer volgende week.